Goeienaand aan al ons kykers en welkom by ons program. 'n Gemeenskap soos Makassar het baie uitdagings wat hul elke dag in die gesig staar. En baie van hierdie uitdagings sentreer rondom dienslewering. Dan is dit altyd goed om iemand aan jou kant te hê wat 'n passie het vir regverdigheid. So 'n persoon is Christian Stewart, 'n man wat vir niks terugstaan nie en wie se lewensmotto dit is om te dien. Vanaand gesels ons 'n bietjie met hom en vind 'n bietjie meer uit oor Christian Stewart, die mens. Christian, baie welkom hier by Kom Kuier Saam. Baie dankie vir die opportunity en baie dankie vir die luisteraar wat geluister vanaand na ons. Pragtig, ek is seker baie van ons gemeenskap sien baie daarna uit om bietjie meer van Christian die mens te leer ken. Ons weet almal jy is op sosiale media en jy's 'n weer 'n vurige aktivis vir dienslewering. Maar ja, vanaand is dit net lekker om vir jou hier saam met ons te hê, om net lekker gemaklik te gesels en vir die gemeenskap bietjie te vertel. Wie is die man agter die man? Ja, so Christian, sommer so met die wegval. Ja. Vertel so vir ons kykers sommer so vlugtig van jou kom vandaan. Ja. Waar het jy groot geword en 'n bietjie van jou familiegeskiedenis? Ja. Ek is Christian Stewart, ek het groot geword in St. Laurenspaas. Daar skool gegaan daar by Martialiston. En my ouers, ek het 'n ouma kind. Ek het nie by my ma en my pa groot geword nie, ek het by my ouma. So van daar het ons getrek van St. Laurenspaas van die plaas af tot in Somerset-West, daar wat Medicity nou op die huidige oomblik is. Okay. En daar vanaand het ek skool gegaan toe by Dani Ackerman. Toe ons die New Tech gehad destyds daar by Dani Ackerman. O Dani Ackerman. En dit was 'n uitstekende jaar vir my, al die jare vir my gewees om ek was 'n woelige mannetjie, ek was die ene wat sommer ja en amen vir alles deed. Ja. Ek is 'n Ja, persoon. soos dit nou nog gaan. Ja. Ek was so ek vra altyd vrae. Verstaan? Ek wil weet hoekom is dit so? Waarom is dit so? Hoekom kan dit reggemaak word nie? En so gaan dit aan. Dan vra mense altyd vir my, maar wanneer ga jy ophou? Dus ek gaan nie ophou nie. Ek wil weet presies, verstaan? Ja. Verduidelik vir my. So dit kom nou af van laerskool, Dit van kom kind af van aan. kindsbeen af Ja. al, verstaan? Ja. En my ouma het vir my mos 'n bynaam gegee, verstaan? En nou nie Christian, daai ding is my bynaam was Boesie. Dat almal wat my ken, Somerset-West, Laurenspaas, van mense in Makassar ken vir my as Boesie. Garden Village en so. En daai naam was ten alle tye gebruik tot en met my hoërskool by Gordon High. Toe ek in die weermag ook ingaan, toe dit ook Boesie. En ek het nooit weggekyk op dit nie, want omdat Boesie 'n stoute kind was. En ja, en dit is maar tot waar dit is. Hoe jy groot geword het, Ja. ja. En jou grootwordjare, wat onthou jy van dit en wat was vir jou lekker van kind wees? As ek nou vir julle gaan vertel van my lekker dae man, Die stout daar. Die tyd toe ek daar was 'n persoon gewees wat hoender gehad het daar op die plaas. En ek was 'n gruwelike mannetjie. Iemand het vir my gesê, man, gaan daar vir ons eiers daarso. En toe gaan ek en ek sit die eiers op, maar my T-shirt te stikken. En die eiers val dwars deur, alles is gebreek. En my ouma het toe vir my geroep. Ouma het my gevra, wat gaan aan? En my ouma het vir my gesê, gaan tot 'n kommetjie water. Het was so kommer, ons het die baddens gehad, ons het daai kommetjie gehad waar die water in gegooi het. En ek het my gewas, het gesê ek moet my nat gooi. Ek is kaal. En toe ek my toen lekker nat gooi, toe kom sy met 'n laatjie om en sy slaan. Ja, maar dit is ek was baie gruwelik geweest. Ons by destyds by Dani Ackerman het ons daai swart toiletpotte gehad, verstaan? En ek het eendag gesit en dink ek, nee man, ons kan nie elke Vrydag diep dinge by gaan sit nie, want dit dink. En toe ek besluit, ons gaan toe koop ek petrol. En ek brand die toilet uit. Oh my word. En almal het geweet, almal die hoof dit almal geweet. Dit is hy daar. Oh, Ja, maar dit was goeie dae geweest. En op die einde van die dag het ons toe flash toilets gekry, verstaan? Weens daai wat ek nou gedoen het vir daai. Dit was nie aspres geweest nie, maar dit was nou net die vraag wat ek gevra het, hoekom kan ons nie
ook Ja. die tipe toilets kry Ja, nie. ja, ja. Wat was die rede, verstaan? Ja. En toe het my aangegaan, verstaan? En ek was ja, ek was 'n wollige mannetjie. Ja, en okay, so jy het nou vir ons gesê jy was bietjie by Dani Ackerman Laerskool, Ja. By Gordon High. Ja. Wat was daar iets miskien in jou hoërskoolloopbaan wat vir jou, jy weet, pertinent miskien uitgestaan het? Hoogtepunte van daai tyd van jou lewe? Ek was baie goed in geskiedenis geweest, destyds, verstaan? En ek het persoonlik hou van geskiedenis lees. Ek hou daarvan totdat ek ook 'n bietjie meer kan weet wat het gebeur destyds, dat ek het nou nie weer dieselfde kan doen soos in destyds, dat daar 'n verandering kan plaasvind en so, verstaan? So ek het altyd boeke, ek was baie lief vir lees, maar nou ek lees nie meer nie. Verstaan, nou doen ek dit. Ja, maar dit was uitstekende jare vir my geweest op skool en veral my onderwysers, verstaan, meneer Sedwick, in Silvertas, in Silvertas, hy was 'n baie goeie onderwyser geweest, verstaan. Hy het my altyd aan my hand gevat en gesê, Boesie, nie so nie, maar so, verstaan. En daarvan het ek het nooit iets misgekyk nie. Ek het ene wat notas vat, verstaan. Eers neergeskrywe, nou vat ek my notas hier, nou wat hy iets gesê het, hy bly bo, verstaan. Totdat ek kom nou besluit, right, hier moet iets gedoen word rondom dit wat gesê was en dit is die reg en wat verkeerd is en so nie. So 'n wonderlike rolmodelle gehad daarso op skool wat natuurlik 'n goeie en 'n positiewe impak gehad het op jou lewe. Ja, en dan vertel so 'n bietjie vir ons van jou werksloopbaan in die eerste instansie. Jy het genoem dat jy op 18-jarige ouderdom by die weermag aangesluit het. Dis korrek, Vertel so 'n bietjie vir ons van daardie tyd van jou lewe, Christian. Ja. Daar was 'n tyd geweest wat die weermag, die groot koppe nou by die skole omgekom het by Gordon High en toe identifiseer hulle sekere mense wat moet nou weermag toe gaan op 'n sekere Januarie maand. En ek was toe deel van daai manne geweest en ek was excited geweest in die begin want ek wou, ek gaan nou uniform dra. En toe ek daar kom toe dra ek overal en toe het my aangegaan. En by basiese opleiding was uitstekend geweest, baie hard geweest, maar op die einde van die dag, die eerste 3 maande voor ek uitmarseer het. En toe hardloop ek weg. Toe raak die blok benoud. Toe raak die blok benoud en ek het weggehardloop en toe ek by ouma se huis kom, en man weet, die militêre polisie wen staan aan die agterkant van my ouma se huis. En die mannetjies sit daar reeds daar vir my sit en wag. En ek is toe in daar by hulle en hulle lei my toe in die polisie wen in en pop. Wag, weg het ek toe. Maar dit was fantastiese jare geweest, verstaan. Vir my was dit altyd opwindend om stout te geweest het, verstaan. Ja, maar stout daai tyd is nou nie vandag se stout nie. Nee, daai stout was daai tyd. Vandag se stout is nie meer stout nie. Vandag se stout gaan dit oor regverdigheid, vandag se tyd gaan dit oor positief wees in jou lewe en vir die volgende generasie en vir jou kinders en so voort, verstaan. Maar ek bedoel daai tyd was dit wat jy weet as 'n kind stout was dit nog net kinderlike stoutheid, jy weet. Vandag is dit iets anders. Ja, heeltemal iets anders, ja. Kinders is nie meer kinders nie. Ja, kinders is groot mense deesdae, verstaan. So jy kan nie eens meer vir hulle links of regs sê nie. Maar wat in my geval, my kinders het ek groot gemaak godsdienstig, want ek kom met 'n godsdienstige huis uit. En my kinders het ek gestuur na 'n kerk toe gegaan, jeug, sonnaskool, jeug en toe gaan. En vandag het hulle suksesvolle mense. Verstaan? Vertel so 'n bietjie vir ons. Jy het nie vir ons vertel van jou kinders nie. Ja, my klong, hy werk by die Proteas Hotel. Hy is die CEO at the Proteas Hotel in Kimberley. Kimberley, Johannesburg, allerlei plekke. Hy kom nou en dan kom hy Kaap toe. Hy het 6 hotelle hier in die Kaap wat hy oorsien. My dogter, sy was 'n food and beverage front office manager geweest. En sy is nou hier by Satari, waar sy nou die manager is hier by Evergreen by Satari en so. En dan my baby, hy doen sy admin practice hier by Falls Bay Primary School hier in Makassar. Verstaan, so al 3 van hulle het ek seker gemaak, hulle is in 'n rigting. Ek sê altyd, jy kan nooit iets bereik in jou lewe as jy nie vir die Here vra nie. Jy moet vir die Here vra. Ek sê altyd vir my kinders, kyk in die spieël. Kyk jouself in die spieël.
En elke ding wat jy doen, praat jy en jy sê nee, dankie, jy hoef nie te veel te sê nie, want die Here soek nie 'n klomp goed van jou kant af nie. Ja, Hy ja. soek net een woord en dit is amen. Ja. En as jy daai kon doen, dan sal jy sien, jy sal 'n groot sukses wees, want 'n spieël, daar is waar die waardes lê. Wie sien jy? Vir jouself. Jy sien Ja. jouself. Ek dink nou sommer aan Michael Jackson wat sê the man in the mirror. The I'm best. looking at the man in Ja, the mirror. ja, Ja, dit is so nê. Dat 'n mens maar daai soos hulle sê daai self-talk moet hê met jouself. Ja, ja. In die spieël. Ja. Dit is maar interessant dat jy nou noem van jou kinders en hulle is ook baie in die hotelindustrie en jy het vroeër toe ons gesels het jy ook genoem dat jy was ook in daai selfde lyn. So ek weet nou nie of hulle nou by jou jy die stokkie aangegee het nie. Want jy het ook vroeër genoem dat jy ook in die hotelbedryf was. Ja. En met baie bekende mense daarso eintlik kennis gemaak het, onder andere Nelson Mandela. Vertel so 'n bietjie vir die gemeenskap van dit, Christian. Mandela daar gewees het toe wat in negotiations in die ANC. Dis nou hier watter jaar Was 1993 wat hulle daar gewees het. En wat hulle die konferensie gehou het daar en met dit bygesê het hulle gesê Christian, ek het die krummeltjie pap. Kom ek vertel julle die krummeltjie pap. Ek maak hom 'n lekker krummeltjie pap maak. Okay. En hy sê toe hy wil krummeltjie pap hê. Ek sê hulle almal het toe nie rond te gekyk nou wie. Dis hulle net daar die mannetjie. Toe wys hulle nou na my toe. En ek gaan toe in die kombuis, jy het in die kombuis gewerk. Ek het met in-house training gedoen by die Lord Charles Hotel in Somerset West. Van sekuriteit af het ek binne toe gegaan en potte, housekeeping, maintenance en in die kombuis. En ek het die pot krummeltjie pap vir hom gemaak en toe soek hy amasi. Verstaan hy? Wil nie vars melk hê nie, hy soek amasi. Toe sê ek, "Gabriel gratis amasi, jy kan gaan koop." En daarvan af toe het hy nou net gesê, I want this one. Maar hy het nie gesê nie. Jy het hom persoonlik ontmoet toe. Ek het hom persoonlik ontmoet. Ek het hom bedien. Oh. Verstaan jy met handskoene, wit handskoene. Verstaan almal met toe en dan so Rodney Fortuin. Hy het ook vir hom gedien. Ons was twee gewees wat vir hom moet bedien het en so. En toe die Dukes toe van die Dukes gebou by die Lord Charles, toe die Prince of Eden, toe hy ook daar by die Lord Charles. En waar ek ook vir hom geserve het. Daar sekere mense sê, daar's so 'n klomp Abigail, almal van hulle was daar betrokke geweest en so. En so, ons was 'n hele span geweest, maar wat belangrik was dat ons moet gekyk het na ons gaste wat na die hotel toe kom. Maak nie saak van wie is of waar jy is nie. Ja. En dit is wat belangrik is, verstaan. Pragtig. Ag, jy het sommer 'n lekker kleurvolle lewe gehad van die weer vanaf stout en ouma se jaar en tot by die weermag en tot in die hotelwese en ja, mens stel mos maar baie dingetjies so langs die pad op. Dis korrek. En wonderlik dat jy ook met daardie pragtige jy weet groot ikoon Nelson Mandela kon kennis maak. Ek kan my nie eens indink die grootheid van jy weet van sy aura wat hy gehad het nie. Wat was daar iets spesifiek wat jy kan onthou van hom? Kom ek vertel gou, kyk, dit was daai aan toe wat hulle moes nou bedien word die bar het en toe vra hy moes nou I want cognac, maar nou vra ek so ou man, cognac, dit kan nie waar wees nie. Maar ek het toe gegaan en vir hom gesê net 'n single. Verstaan nou die cognac moet jy altyd in 'n warme glas drink, verstaan? En jy moet hom warm hou en dan moet jy hom vinnig gaan bedien en hy moet hom net toe vat, sluk en dan is hy weg. Dit kan hom nog lank hou en so nie, verstaan. En toe baie mense het gekom na die bar toe, daar by die Lord Charles het ek daar gewerk het. En dan wil hulle vinnig dronk word, verstaan, hulle het stres gehad, links of rechts of whatever. En nou maak ek hom vinnig. Binne 'n halfuur het hy dronk as ek klaar het met jou. Ja, so het my aangegaan daar by die Lord Charles en so, maar dit was goeie jare. En jy het nou tot wanneer toe daar gewerk? Ek het gewerk tot en met 2009 het ek by die Lord Charles gewerk. En van Lord Charles af het ek toe beweeg Erenville Hotel toe. En ik was daar die duty manager bij Erenville Hotel voor 6 maanden. Ik was toen een contractbasis geweest. En daarvan aan toe werd ik toen klaargemaakt daar. Toen ga ik Moyo het Spear. Toen werk ik daar bij Moyo het Spear als operational manager. So which means all the operations are
Ek is in staat van alle operations, deur die dag en so. ja. Dis lang ure wat ek moes gewerk het. Ek het baie min tyd by die huis en so. Maar dit was goeie jare geweest. En toe het ek nou wegbeweeg van Moyo af, toe gaan werk ek vir Spier. En by Spier het ek ook die operational posisie gekry, verstaan? En daar het ek Operational management. ja, nog steeds in management, ja. En ek het lekker gewerk daar, baie lekker en so tot groot funksies gehad, verstaan? Klomp talentvolle mense daar as van verskillende type mense wat gekom het tot daar. Want Spier is 'n open place, verstaan? You must enjoy yourself, verstaan? And the people must enjoy, you must enjoy yourself. You go out to enjoy yourself and dat is hoe Spier gebou word. En ek het toe klaargemaak daar, toe gaan werk ek by Skoongesig daar. Baie lekker gewerk. Ek het daar vir 6 maande gewerk. Ek het 'n kontrak gehad met hulle, verstaan? Van hulle voedsel was 'n bietjie te veel op die buffet en ek het hom mooi verduidelik. You can't work on a loss, verstaan? You're supposed om 'n revenue te maak, verstaan? Hy het gewerk daaraan en nadat ek klaar was, toe sê ek vir hom, ek het gegaan, jy betaal my elke maand, maar as ek klaar maak, dan soek ek daai groot pak. En dis hoe ek al die pad gewerk het. In 2016 het ek heeltemal klaar gemaak met alle hospitality industrie, dat meer so nie. En ek het toe besluit dat ek nou begin gaan werk in die gemeenskap, want ek het gesien dat as hartseer as jy kindertjies sien, dis not neusie en jy kom by 'n huis en daar's niks op die kop, op die tafel en so nie. En ek het baie engaged met sekere sopkombyse. En ek het toe in aanraking gekom met Alderman Rhoda Bazier en so en ons het 'n voormalige ANC councillor. En ons het toe begin saamwerk en daarna het ons vir Greta Makassa gestig hier in Makassa. Ek was een van die established persons van die organisasie. En ons het begin werk en so elkeen het 'n portfolio gehad wat om te doen. Ek was 'n jack of all trades, verstaan? Want ek wil nie net fokus op skole nie, ek wil fokus op gemeenskap as 'n geheel. As geheel. En daarvan het ek begin probeer en kyk en my ding wat altyd kyk waar kinders wat talentvol is. Hy was so 'n klein dametjie by een van die fletse. Sy was baie talentvol. Toe sê ek vir haar, ek gaan vir jou op die TV sit. Ek gaan vir jou weet, ek gaan vir jou op die TV sit. En ek het toe gemaak, verstaan? En die ouers, die ma was so geweest, sy was skokkend geweest. Hulle was skokkend geweest. Sy sê, "Wow, Christian, ek het geweet jy kan dit regkry." Toe sê ek kan baie regkry met julle. Verstaan? Nie alleen nie met die gemeenskap. Met die gemeenskap se hulp. Ja, so ons weet dat jy is natuurlik baie op sosiale media en baie soos ons gesê het aan die begin, jy het 'n besondere passie vir regverdigheid en vir dienslewering. Waar sal jy sê waar kom hierdie passie vandaan? Is dit iets wat in jou kinderjare ontstaan het of waar kom hierdie liefde vir die gemeenskap vandaan, Christian? Dit kom, ek het alles dit opgesom tot my ouma. My ouma was baie lief om in die gemeenskap te werk in Saloriespaas. En my auntie, toe daar in Saloriespaas, 2 aunties van my wat nog steeds in die gemeenskap werk. Een het 'n kres en die ander het op die sopkombuis daar in Saloriespaas op die stasie. En ek het vir hulle toe opgehou en gesê, "Wow, ek wil eendag soos hulle wees, verstaan, want hulle is daar, hulle gaan uit hulle pad uit, hulle doen dit vir die gemeenskap, verstaan, hulle doen klomp dinge, verstaan." En toe ek nou besluit, man, ek gaan dit hier in Makassa doen, verstaan. En ek het toe begin werk en so, dat was baie kritiseer. Ek was nie 'n easy persoon in die begin toe ek hier gekom het nie. Ek was 'n stubborn persoon, verstaan. Niemand sê vir my nie. Ja. Verstaan. En daai was nou ek geweest. En ek het toe na 'n tyd het ek toe besef, man, joh, Christian, jy is dan nou net te erg, man, want ek het toe self van die spieël gaan kyk myself, want ek sê, ek het ander mense gemotiveer om aan te gaan. En toe daarvan het ek besluit, ek gaan in die spieël kyk, ek gaan myself laat. En dit is natuurlijk die beste manier om te groeien, hè? Om een beetje terug te kijken. Waar kan ik verbeteren? Hoe kan ik anders doen, anders denken? Ja. En ik heb toen dat recht gekregen en daarvan heb ik tot en met nou toe. Als jij enige Facebook-page van mij kijkt, je zal altijd zien, dat is niet negatief niet, dat is niet attacky, dat is iets net, somebody need to listen. Ja, jij stelt niet die zaak. Hij is niet meer
Hy is Ja, nou, ja. right, I Ja. need to read this. Yes, yes, Verstaan? yes, yes. Maar aan die begin, het die maar gesê, ek blok jou. Ja. Ja. So watter tipe gevalle, soos jy so met watter tipe uitdagings kom mense gewoonlik na jou toe? Daar's ook klomp uitdagings wat mense na my toe kom. Baie kom met straks goedjies, maar wat ek kan eintlik sê, die straatligte is groot belangrik, verstaan? En potholes en veral rentelstok. As rentelstok nie reg is nie, en die mense huur die plek en niemand kyk na die plek nie, en op die einde van die dag soek rentelstok, they want the money, verstaan? But they don't provide service, verstaan? Nou vra jy jouself, hoekom moet ek betaal? As ek nie dit kry nie. En ek het 'n geval gehad wat hy is flat afgebrand het en ek het gevra hoekom vat julle so lank om dit reg te maak? Verstaan? Julle is supposed om te reageer. As ek nie iets reg kry nie, dan kopie ek die public protector. En ek kan die public protector, ek gaan nou pimp nou. Ek kan die public protector ons is so. Ek kan South African Human Rights Commissioner ons is so, verstaan? En want as ek nie 'n ding kry van die City of Cape Town reg kry nie, then I copy them and dan you need to respond to Christian Stewart because it's a fair something that they ask you. It's a fair question, ja. Daar sê en op 'n einde van die dag hulle het toe gedoen tot van daai tyd af tot en met nou toe. Sekere goede kry ek reg gekry, sekere goede nog nie. Ja. Maar ek hou nie op nie. Ja. Ek gaan net weer Ek kan nie dood. ja, so dat is hoe dit werk, verstaan? ja. Want as jy kyk in terme van Makassa Heights, wat nou kort gebou is, 705 huise. Die straatligte is af vanaf Augustus tot en met nou toe. Sjoe. Hoe vergelyk jy dit, verstaan? Dit is mos nou nie regverdig teenoor ons gemeenskap nie. Dis onveilig, verstaan? Ja. En dan kyk dit ook in terme van die soos die Riverside. Ek het nie gebly in die Riverside. Dit is 'n lieflike plek, maar hy word nie na gekyk nie. Nou vra ek myself, hoekom word hy na gekyk nie? Een van die oudste dorpe in Makassa, dis Riverside, verstaan? Ja. En ek het myself gesê, my aandag gaan wees by Riverside, sodat die Riverside weer upliftment kan kry, want ons kan nie toelaat dat ons jong kinders graad 6, graad 4, graad 3 uit die skool uit gaan nie. Ja. Ons kan ongelukkig nie. Ja. Daar is iets fout. Dit is so. Daar is iets fout. En ek het gesê, ek het 'n e-mail gestuur aan die Department of Education, aan die minister, en ek het vir hulle gesê, I need a feedback in 7 days. Ja. Verstaan? Sodat daar iets kon gedoen word. Ons soek 'n school of skill binne Makassa. Verstaan? Dit waar ons kinders nou nie prakties kan doen, maar akademies kan doen nie. At least maar kan het vaardighede en dit is tog waarna toe ons moet beweeg, nee. En dit is my hele plan waar ons na toe moet gaan hier in Makassa, verstaan. Sodat daar net upliftment, ons het carpenters, ons het verskillende mense in Makassa. Ja. Ons het prokureurs, ons het lawyers, ons het dokters. We've got it in Makassa. Oh ja. En hier Makassa, hier is Makassa Hoërskool. Ja. Wat kom jy uit? Zandvliet, verstaan? Makassa Premier. En daar is talent. Ja. Ons kan nie wegkyk nie, verstaan? Dit is fantasties. En Christian, ons is ook bewus natuurlik dat jy weet jy soos hulle sê no man is an island en jy werk natuurlik met verskeie soos jy gesê het, jy het so baie koneksies. Ja. En dan werk jy ook met baie van die organisasies binne en buite Makassa. Ja. Dink jy weet jy is redelik suksesvol om daardie verandering wat mense na soek te kan bewerkstellig. Het jy al baie impak miskien gemaak en jy weet suksesse gehad? Ja, ek het verskriklike klomp suksesse gehad hier in Makassa. En dat soos ek eerst gesê het, dit het tyd gevat voordat dit kan in werklikheid kom. Ja. Maar wat ek doen, dan doen ek dit harder, verstaan? Dan stuur ek dit parlement toe. Verstaan? Ek stuur dit vir die speaker. En ek sê vir die speaker, die City of Cape Town, die local government, hulle ignore Makassa. Verstaan? En net dan stuur die speaker 'n e-mail aan hulle en hulle reageer onmiddellik, verstaan? Dit wel wat stadig, maar as ek nie gepraat het daarvan, sou dit nooit gebeur het nie. Ja. En dit is die probleem. Want as ons net gaan kyk en gaan loer, dan gaan ons niks reg kry nie. Ja. Want niemand vra nie. Maar ek, Christian Stewart, ek staan op en ek vra die vraag of jy van my hou of nie. Ja. Ek nou, Ja. verstaan maar,
Iemand moet dit vra, iemand moet dit doen. Yes. Verstaan? Iemand, want ons kan nie net almal ja en amen. En ons weet dit is verkeerd. Ja. Verstaan? Ja. As ons nou kyk in terme van ons skole hier in Makassar, ons het 6 primêre skole. 6, 2 hoërskole. Ek het aanspraak gemaak by die departement. Ek het vir hulle gesê, we need an extra high school in Makassar. Verstaan? En dit is wat tel. Ek wil nou nie departement, ek doen dit op van my kant af, verstaan? Organisasies is daar, forums is daar wat hulle werk doen, maar my werk moet iets gedoen word aan, verstaan, onmiddellik. Verstaan? En dit is hoe dit werk. Christian, net so vinnig binne 'n minuut, ons net gou vertel van jou toekomsplanne, in terme van jou werk nog wat jy wil doen in die gemeenskap. Daar's so baie wat moet gedoen word binne in Makassar. En hier is dit mos nou, het gaat mos altyd so dat iets moet gedoen word. En Christian Stewart is daar om die mondstuk te wees van Makassar. Ek gaan nie stil bly nie, die anders kan vir my kritiseer. Hulle kan maar net sê wat hulle wil, maar op die einde van die dag is dit die volgende generasie. Ek gaan dood. Wat is daar vir volgende leier? 'n Jong mens wat ons kan oplei om seker te maak dat jy die regte en regverdigheid van die gemeenskap gaan aanspreek. Verstaan? Daar gaan gevalle kom waar hulle vir jou gaan tackle, maar jy moet val en weer opstaan. En sonder God kan jy niks bereik nie. Verstaan? Jy moet op jou knieë gaan. Jy moet, dit is vir my, jy moet weet waar jou krag vandaan kom. Jy moet weet waar jou krag vandaan. En ek bid. Dan, ek is 'n man, ek bid. As ek 3 uur wakker skrik, ek bid. Ek weet nie hoekom ek wakker skrik nie. Ek kon dood gegaan het, maar omdat ek gaan bid. En dit is wat belangrik is. So dit wil ek wat ek agterlos vir die jong gemeenskap. Ek wil vir hulle sê, moenie wag vir mense nie. Doen dit nou. Want as jy gaan wag tot jy nie meer kan wag nie. Jy moet iets nou onmiddellik. As jy klaar met graad 12, do something. Leave your friends alone. As jy sien jy het negatiewe vriende, move away from them. Move away. Want otherwise, hulle gaan jou aansteek. En as jy aangesteek word, gaan dit moeilik wees vir jou om los te kom. En dit wat ek vir die gemeenskap praat van Makassar, asseblief, praat met julle kinders. Laat julle kinders in 'n positief, laat julle kinders so na skool toe gaan, laat julle kinders jeug toe gaan. Laat julle kinders kerk toe gaan. Dit is wat belangrik is. Dit is die basis en die fondasie van 'n goeie gemeenskap. Hoe jy as persoon 'n lewe kan maak vir jouself. Pragtig. Nee, baie dankie vir daardie inspirerende woord, Christian, en ek wil nou nie lelik of snaaks klink nie as ek nou dit sê nie. Maar kykers, daar het u nou vanaand gesien, dit is nou 'n man. Daar is nou nie veel nie, maar dis soos hulle sê, hy het nie 'n bang haar op sy kop nie. Christian, dit was verskriklik lekker om jou saam met ons te hê en net so 'n bietjie meer van die mens Christian te kon leer ken en ek hoop dat ons gemeenskap daar buite het jou net so geniet. En ons wens vir jou baie sterkte toe met alles wat jy nog in ons gemeenskap wil en gaan vermag. En mag jy geseënd wees in alles wat jy aanpak. Thank you. Baie dankie vir die opportunity vanaand hier. En dankie Makassar en dankie die wêreld. Dit was wonderlik. Kykers, daar het u Christian Stewart, 'n man wat staan vir sy gemeenskap, staan vir regverdigheid. Ons sê vir hom baie dankie dat hy in hierdie ysige koue weer gekom het om saam met ons te kom kuier. En tot 'n volgende keer groet ons u. Totsiens.